wat weke gebeur het. Ek dink, een van die goedes wat duidelik ons die laaste tyd uitgekom het, is dat hier is niks seker in die lewe. Jy weet, die enigste wat seker is in die lewe is dat dit seker is. So enigiets kan enige tyd gebeur, en dit kan die einde wees. Of het nou 'n bom is waar op boaf kom, en of het nou wat ook al is. Hierdie lewe is tydelik. Maar ons weet die lewe hierna is ewig. Met die teenwoordigheid van ons koning. En ons moet reg wees, ons het nodig om reg te lewe, ons het nodig om te onthou en doelbewus te leef, as ons elke dag ons laaste dag is. Iemand het eendag gesê, beplan dat ons Jesus nooit gekom, maar leef elke dag ons laaste dag. En dit is so belangrik dat ons dit sal doen. Nou ek het die Vrydagoggend met julle gepraat, dat het niet goed mooi, ek seker kry. En ons het by Exodus Sprawl, so opmerking, sal gestaan Vrydagoggend, wat hy gesê het, not only are we saved by God, we are also saved from God. And that idea is dramatically displayed in the Passover. En ons het gesê dat die feit dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy ons prys, ons laaste kom geneem het, was juist God se plan om ons van sy toorn te red. Want die realiteit is, as ons sterf sonder Christus, het ons moeilikheid. So ons kan doodgaan enige tyd as ons in Christus is, dan is die dood vir ons 'n deur wat deur ons sin stap om in sy teenwoordigheid te wees. Maar as ons nie in Christus is, het jy probeer. Ons het so klomp jare terug was ons heel vergelijkbaar gemeente gewees en ons het daar uit ons komitee het ons daar bord op die saal, en die saal, die kerk is stedie en sê die snelweg. En ek weet nie, dalk het van julle dit al gesien, maar ons het 'n bord daar opgesit, if you don't know Jesus, don't God. En dit is 'n realiteit, as Jesus ken, moet jy liever nie doodgaan nie, want die lewe hierna is ons baie erger as dit waarvoor ons, of wat ons kan dink. En dit is juist wat die Paas gebeur het. Ons vier volgende die opstanding van Jesus Christus. En sonder die opstanding, sou die kruisiging waardeloos gewees. So dit is so bietjie, as Jesus nie opgestaan het nie, dan was daar geen waarde aan die kruis nie, dan was die kruis dood maar net nog gedood. Maar omdat Jesus opgestaan, is daar betekenis aan die Paas gebeur, is daar 'n vervulling in die Paas gebeur. En omdat Jesus opgestaan het uit die doodheid, en dit is juist wat ons volgende herdenk, wat ons so bly kan wees, is daar 'n stukkie by, is daar 'n stukkie extra, wat ek volgende by Exodus Sprawl se opmerking ons sit. En ek wil die volgende bysit, ek wil sê, not only are we saved by God, we are also saved from God, and saved for God, for His purpose. En ek dink dit is iets wat ons moet verstaan, die feit dat God ons gered het, die feit dat Jesus Christus mens geword het, die feit dat hy in die kruis gesterf het God een doel voor oog gehad, omdat hy in verhouding met elke mens wil staan. Ek wil gereeld mense sê, maar as dit dan 'n God is van liefde, hoe kan hy dan so weer gedoen? Soos wat ons Vrydag gesê het, God het sekere prosesse en beginsels in plek gesit, en daarom staan vas. Maar hy het ook die teenmiddel daarvoor gesit. En dis Jesus Christus, en elkeen wat in hom glo, lees ons in Johannes 3:16, sal nie verlore gaan, maar sal die ewige lewe hê. So ek jy maar weet, dat nie net is ons gered van God nie, ons is ook gered vir God. Vir sy doel vir elkeen van ons lewens. En hoor God my geliefdes, God het dit doel vir jou. Sê vir jou land jou, God het dit doel vir jou. God has a purpose for each of your hearts. Terwyl ek sê, kom net so my hart op, is paar van ons wat probeer om daai doel te ontwyk. Hoor gou, dit gaan nie los nie. Hoe gouer jy submit aan dit wat God in jou lewe wil hê, hoe gouer gaan jou lewe vorentoe gaan. Hoe gouer gaan iets gebeur in jou lewe wat amazing kan wees. So opvlug en begin te submit aan dit wat Here vir jou gee. Nou, belangrike ding, wanneer ek sê dat God se hart is dat elke mens tot rede kom. Ons is so maklik die gedagte van
ja, jy weet, dit is wat dit is. Die realiteit is, dat God wil hê dat enige mens verloor moet gaan. Ek kyk, en daar was gesluit om gister so te kyk na al die goeders, om weer 'n keer te kyk, altyd te kry, van wat daar die ooste aangaan met Iran en Irak, Israel en al die goeders, en die bitter nou wil al mense sê, want Amerika sien die roket hier, hulle dit kry. Maar die realiteit is, vir elke persoon wat sterf, sonder Christus, daar persoon kan daar is baie gelowiges in Nederland, maar weet jy hoeveel mense ken Jesus nie? Dieselfde met Israel. Daar sterf dageliks mense in Israel. Weet jy hoeveel van hulle ken Jesus nie? En die woord van die Here sê ons uitdruklik in 2 Petrus 3 vers 9, die Here verkrag nie sy beloftes soos sommige dit verkrag aan. Maar hy sal moedig oor ons. Ek wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Every person. Maak nie saak wie dit is, of het Iranees is, of het Israël is, of het Suid-Afrikaner. God wil hê dat elke mens glo. Saak is dat elke mens oorleef. En dit is wat die hele gebeur, so amazing. Maar die hele gedagte van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, vir ons so amazing maak. Dit wat ons vier vandag, Jesus' opstanding, so amazing, is die feit dat dit vir my en jou moontlik gemaak het, om 'n verhouding met hom te hê. Dat hy dit vir ons moontlik gemaak het, dat ons kind kan wees. Al is al daai maatreëls wat God in plek gesit het, al is daar wat se reëls wat God in plek gesit het. Dit word teenoor ons gegee, sodat ons kan lewe. So kom ons kyk so 'n bietjie na wat die woord sê rondom vandag. Wat ons herdenk. Ons lees aan Markus 16, vers 1 tot 6. Lees ons, en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome spesery gekoop om te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week het net na sonop kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie goed. En toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man met lang wit kleed om aan die regterkant sit. En hulle het baie geskrik. Vers 6, en hy sê vir hulle, moenie geskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Tot sover. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Daar lê wat ons nou vanoggend gesê het, so in pas met dit wat presies hierso geskryf staan. Jesus het opgestaan. Hy is nie meer in die graf nie. Nou, weet julle wat? Hierdie is 'n stelling wat net die Christelike kerk kan maak. Net ons kan sê dat ons verlosser het opgestaan. Weet julle, al die ander gelowige se godsdienstige persoon lê in die graf. Sy weet is in die graf. Maar Jesus, hy het gekom het om juis vir ons te kom sterf. Hy het gekom het om ons las op hom te neem. Hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan, hy lewe, en omdat hy lewe, kan ek nie opgebore wees in hom. Kan ek nie bly wees in hom. En weet jy wat nog my meer amazing van die hele feit dat Jesus lewe, is dat Jesus nie net opgestaan en verdwyn nie. As ons gaan kyk, is daar soveel getuies dat Jesus gesê het, daar het opgestaan. Nou, wanneer daar 2 of 3 mense getuig in die hof vir 'n spesifieke ding, dan wil ek sê, gaan die hof dit aanvaar as waar. En in Christus geval, het daar meer as net 2 of 3 getuig. Paulus kom en hy sê dan, 1 Korintiërs 15, vers 3 tot 8 sê, want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Cephas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijkertijd.
waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. So nie net die Jesus aan 2 of 3 verskyn nie, maar hy het aan verskeie mense verskyn. En as jy so vraag lees, wat Paulus wat sê, as jy so vraag so bietjie maak, het hy by 600 mense, of naby aan 600 mense, verskyn nadat hy opgestaan. So verseker kan ons weet, dat hy opgestaan. Die graf is nie leeg omdat hy hom weggesteek het, of omdat hy sy liggaam gaan stiel het deur die nag, en iewers gaan begrawe het nie. Nee, die graf is leeg, omdat Jesus werklik opgestaan. En weet was nog meer amazing, dat net soos wat Jesus ook aan Paulus verskyn het, sien ons steeds vandag, hoe hy in die Midde-Ooste aan mense verskyn. Sien ons steeds vandag, hoe hy aan verskeie mense verskyn. Ek luister 'n storie van 'n persoon, wat 'n persoon vertel van 'n baie ryk sakeman, en dit is seker van waar dit is nie. Met vriende daar iewers in Abu Dhabi of daar iewers, het hy vriende, en hierdie sakeman het soos wat hy begin, soos wat hy, hy is ook moeilik te leer, en soos wat hy met mense praat, het het skielik sy hart begin brand om soos wat hy met mense werk, ook die evangelie te begin deel. En eendag, toe kom hy by hierdie ryk ou daar Abu Dhabi, daar iewers, en die man nodig na sy huis toe, om die ander, saam met hom sy vrou, of vrouwens, of ook al, te gaan eet. En die aand, toe hy daar aankom, is hy voor die man by die huis, en hy stap by die huis in, en met die kom sy vrou so by die trap afgestap. En die liefde het hom opgemaak, en die vrou kom so by die trap afgestap. En toe sy hierdie man sien, toe raak hy so bleek, en sy draai om sy hart terug na haar kamer toe. En 'n paar minute later, daar die man by die huis op, en hy sê, hierdie wijkman, sê toe aan sy vriend, hy sê, ek weet nie, of ek iets verkeerd gedoen het, of ek jou vrou daar op 'n manier, jy weet, wat sal ek gedoen? Nie beledigd nie, wat is die woord? Okay, of ek sê, jou vrou op 'n manier om te offend het, dankie vir daai, maar, dan sê ek moet gedraai, wat gaan doen? En die man sê nie, wag, ek is nou terug, en hy gaan wel na die kamer toe, en hy gepraat met sy vrou, na so 10 minute, en kom hulle afgestaan. En hierdie man sê, die man aan my vrou luister, want blijkbaar moet ons na jou luister. En hierdie vrou vertel, dat sy die afgelope tyd het dood nie, maar die Here vir haar sê, dat hierdie man kom by hulle kuier, en hy gaan vir hulle vertel die waarheid is nie. Geliefdes, Jesus is besig, steeds besig, om te verskyn aan mense, selfs steeds vandag. Ons is besig om die mense te deel, want daar is een belangrike tema waar daar is, dat elkeen van ons, hy kom sterf, sodat ek en jy met God 'n verhouding kan staan, sodat ek en jy die doel waarvoor God ons geroep het, dat ons dit kan uitleef voor mekaar. Nou wat my interessant is ons het hierdie idee toe Jesus gesterf het, en hy gesterf, en hy was in die graf, en dit was maar so, en hy opgestaan 3 dae later, maar die realiteit is, dat Jesus net echt in die graf gaan sit en rus nie. Jesus was besig in die graf. En as na die woord van die Here luister, sien ons dat hy het sekere goed gedoen, terwyl hy in die graf ingegaan het. As ons daar 'n paar verse kan kyk, Hebreërs 2 vers 14 tot 15, lees ons aangesien die kinders van vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak. Wat mag oor die dood? Dit is die duiwel. So, in die graf, het Jesus nie net gaan rus nie, hy het omdat mag gehad het oor die dood, het hy tot nie gemaak. En dan lees ons verder in vers 15 sê hy, en almal kom bevry wat in die hele Nederland, uit vrees die dood gestaan word. So deurdat hy die vyand uitgeklee het, het hy juist die mag van die dood by hom weggeneem. En daarom hoef jy nie meer bang te wees vir die dood. Hy sê daar in Openbaring 1 vers 17 tot 18, sê hy moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in al die ewigheid. Amen. Ek het die sleutel van die doderyk en van die dood. So hoor op mooi geliefdes,
Selfs in die dood, het die vyand nie meer. Selfs in die dood, is Christus in beheer. En wanneer ek en jy sou sterf, sou hulle vandag gemotief daarbo, iewers in die rigting my vraag en ek ontvang jou op skerp. Kan ek en jy weet, omdat Jesus lewe, en ons sy kinders is, dat ons juist in die lewe, wat na die dood is, sal instap, en ons daar sal ontmoet. Ek en jy kan daar die sekerheid in ons harte hê, in Johannes 11, 25, 26, wat Jesus vir Martha gesê het, toe Lazarus oorlede is, sê hy, ja, ek is die opstanding en die lewe, wie my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid. En die rede hoekom ons nooit sal sterwe nie, is omdat Christus die sleutels van die doodryk het. En hoewel ons in hierdie lewe in die doodryk instap, volgens ons terminologie, stap ons nog steeds dan in die ewige lewe en dat Christus ons voorberei. So die feit dat hy opgestaan het vir my en vir jou die weg gebaan, dat selfs al sterf ons hier, dat ons nog steeds te wacht kan. En dit was ons hart, dat ons ewig sal moet ons is. Net die op aarde, nie net die op aarde. Ons lees dan 1 Johannes 5 vers 11 en 12, lees ons, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun, vers 12. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God het nie die lewe nie. So ek en jy kan weet, as ons Jesus Christus in ons harte het ons die lewe. En het praat nie met nog van hierdie lewe nie, het praat van die lewe hierna, ons het die ewige lewe in Christus. Toe hierdie lees gekrant, dan my dink dat het verhaal wat ek jare terug gehoor het van hierdie ryk man, wat kosbare besittings en onder andere een geweldige groot kuns versameling gehad het. En hy het een kind gehad, hy het een seun gehad, en die seun is weermag toe, so dis lampig, dit my moet sê. En die seun is weermag toe, en toe hy in die weermag kom, is hulle in die skermutseling, en hy red 'n vriend, en die seun sterf. Maar die vriend lewe. En die vriend gaan en hy skildery van hierdie seun, en toe hy terug van die grens af is, toe gaan hy na sy pa, na die seun se pa toe, en hy gaan sê vir sy pa, oom, jou seun het gesterf, toe hy my gered. En ek het nie jou seun toe teruggeen, maar ek het vir jou iets geteken, net as 'n teken vir my dankbaarheid vir dit wat die seun gedoen het. En hy oorhandig aan die pa 'n skildery van die seun. Nou die raak myself weer wat die professionele dit slaap nie, toe dit was maar 'n interessante skets, maar die pa, vir die pa, was dit sy mees waardevolste skildery selfs. En later het die pa opgestaan. En die testament het gelei omdat daar nie 'n kinders was nie, dan niemand oor die, dat alles goed op veiling verkoop moes word. En toe die veiling gehou word, die eerste wat nou op veiling kom, wat aangebied word om op te wie is die skildery van die seun. En nou ja, soos ek sê, dit is nie meer baie 'n fantastiese skildery nie. En die mense het van ver af gekom, en hierdie man het werklik 'n goeie versameling gehad. En hulle bied die seun aan te koop, en niemand stel belang om te wees op die skildery. Niemand is bereid om op 'n openingsbord op te sit. En daar ver agter staan die tuinier wat jare vir hulle gewerk het, staan hy besig om te kyk, en hy dink toe by homself, hierdie mense was soms so goed. Hy kan regtig nie toelaat dat die skildery van die seun nie verkoop word. En die afslaer het nou afgekom, en later sê hy, kan het R50, wie R50 aan die tuinier sê aankoop. En hy bied nog R50 aan, nou is nog net die tuinier, het nie baie geld nie. En die bod word op die tuinier toegeslaan vir R50. En toe hy daar is, die bod toegeslaan het, toe pak die afslaer op. En hy sê, mense, hiermee is die veiling volstrek. En dan sê jy, maar wacht 'n bietjie, wat van die ander goed? Ons het gekoop vir die ander goed. En hy sê, die testament bly.
Hy wil die seën koop, kry alles. Weet jy wat? Hy wil die seën, kry alles. Kry alles. Kry die ewige lewe. Kry die Heilige Gees. Kry God se goedheid nou met ons. Kry sy teenwoordigheid, sy genees en sy oorwinning. Jy kan dit noem soos wat jy wil, maar hy wil die seën. Hy wil die seën. Is iemand, toe Jesus daar in die doderyk gegaan, het hy juist die werk voltooi wat hy aan die kruis begin. Ons lees daar in Kolossense 2:13-15 lees en sê, en julle wat dood was deur die misdade en ondersneeuwing van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te neem. Vers 5 het sy nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle triomfeer. So Jesus het juist daai kruis staan wat in ons was. In die dood het hy dit uitgekleed, het hy dit vernietig, het hy dit weggeneem. En met sy opstanding is hierdie skrif vir ons in die realiteit, wat sê 2 Korintiërs 5:27, want hy het omdat hy geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. So as gevolg van daai werk wat Jesus gedoen het, is daar geen klag wat weerstaan ons. Is daar geen aanklag waarop die vyand ons kan aanklag voor die Here. Is ons regverdig voor die Vader. Hy wil die seën hê. Hy kry alles. En nie net kry hy alles nie. Hy het ook die toegang tot die Vader. Die Leerskrywer sê ons aan Hebreërs 4:14-16 sê hy terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, waardeur die hemel weer gegaan, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyden kan hê, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd geld. So geliefdes, ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy moet maar weet, die feit dat Jesus vir ons die prys betaal het, die feit dat hy aan die kruis vir ons gesterf het ons nie net die lewe gekry nie, maar ek en jy ook toegang tot die Vader. Kan ek en jy in 'n lewende verhouding met die Vader leef? Nie 'n godsdienstige verhouding, 'n lewende verhouding. Jesus het dit vir ons nodig. Ek wil afsluit met 'n laaste interessante gedagte. Ons het gesin, die graf is leeg, hy is nie daar nie, hy het opgestaan. En die engele, vir die vrouens instap, sê die engele vir die vrou, hy is nie hier. Hy het opgestaan. Maar die vraag is, hoe het hy opgestaan? Jesus was dood, maar nou lewe. Hoe het dit gebeur? En ek dink as ek verstaan hoe Jesus lewendig geword het, want dit is presies so hoe ek en jy lewe in hom kry. Dan kan dit ons baie help om te verstaan dat daar vir ons meer is as wat hierdie lewe ons doen. Nou as ons kyk na die woord van die Here en as ons kyk skrifte wat ons duidelik sê hoe Jesus opgestaan het. En die eerste een is daar die gunsteling skrif vir my wat ek gewoonlik by die boekbrief gebruik. Dit is Romeine 6:4. Wat sê ons is saam met hom begrawe deur die dood, in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Hoe is Christus opgewek? Deur die heerlikheid van die Vader.
Wat beteken die heerlikheid van die Vader? As jy die woord van die heerlikheid, dan sê dit alles wie en wat die Vader is. So Jesus is opgewek met alles wat God is. Is hy heerlik genoeg? Ons lees dan in Romeine 8, vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle hoor. So wanneer hy praat van die Gees van Jesus, van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, is dit juis die Gees van die Vader wat hom sy volle opgewek en sy heerlikheid opgewek. Handelinge 2 vers 24 sê dit oor die duidelik. Hy sê hom het God opgewek. So God self het hom opgewek. En ek dink hier is iets baie belangrik wat ons moet verstaan. Jesus is nie opgewek soos wat Lazarus opgewek is. Hy is nie opgewek soos die seun van die vrou wat op die dragbaar gelê het, wat Jesus aan die dragbaar gevat het, die seun gesê sal opwek. Jesus is nie opgewek soos die ander mense wat opgewek is in die Bybel. Jy sien wat Lazarus, Jesus het geroep, hy het by die deur gaan staan en hy het gesê, Lazarus, kom uit. En ek dink dit is ook wonderwerk in sy eie gewese, want ek dink, kry net nog die prentjie van Lazarus, was met boeke toegedraai. Daai boeke was al gebalsem, hulle was al gesmeer met speserye en kruie en sovoorts, dat die reuk van Lazarus, want hy het al geruik. Hy het al geruik. So hy was al gesmeer met speserye, sodat hy reuk nie kon uitkom. So kry jy nog die prentjie in jou kop, die Lazarus in die graf uitkom. Vasgedraai, toegedraai. Ek kan dit nog sien hoe kom hy daar in die graf. En hy kon nie sien, hy kon kyk in die spasie van die oog nie. Want sy kop was so goed. Sien jy Jesus Christus? Sien jy Jesus opgewek is in die heerlikheid van die Vader opgewek. Nie onderworpe aan die lewe. Lazarus het deur later gesterf. Maar Jesus is opgewek in 'n lewe waarin hy nie meer kon sterf. In 'n opstandingslewe. En hierdie was die meeste deel van dit alles. In Christus. As gevolg van die feit dat hy opgestaan het. Want ons sê globaal te gaan, kry ek en jy juist deel aan dieselfde lewe waarvan ons aan 'n lewe wat nie onderworpe is aan die lewe. Kyk mooi wat hy vir ons sê. Romeine 6 vers 4, as ons dan saam met hom begrawe, ons is dan saam met hom begrawe deur die dood in die dood. Sodat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die lewe kan wandel. So die feit dat Jesus opgewek is, beteken dat ek en jy in daai selfde opstandingslewe waarin Christus opgewek is. Wanneer ek en jy in Christus se doop kry ons deel aan daai lewe. So as jy hier gedoop is en jy gewonder of doop belangrik is, dis vrek baie belangrik. Waarom is dit? Ja, dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik. En as jy hier gedoop is, jy moet uit. Want jy nie deel aan hierdie opstandingslewe waarvan jy doop is. Jy nie deel aan dit wat Christus in die graf bereik het. So is dit belangrik? Baie. Baie. En dit alles in Jesus se doen. Omdat ons nie deur God gered is van God, maar omdat ons ook gered is vir God, vir sy plan, vir sy doel, sodat ons 'n verhouding met hom kan staan. Sodat ek jy as kind van God reeds nou in 'n lewende verhouding met die lewende God in 'n verheerlikte verhouding kan staan. Dit is God se plan vir ons.
Dis hoe Jesus sterf aan die kruis. Dis hoe hy opgestaan het. Dis hoekom dit wat Jesus gedoen aan die kruis totaal anders is as wat enige ander godsdienst verkondig. En dis hoekom ons vandag kan sê, Jesus Christus is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. En daar is geen ander weg na die Vader behalwe deur hom. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Wat net my wonderlik is, so daar die hele gedagte. Een van die ander vertaling, of ander evangelies, praat hy ook van blindskap, het hulle die boeke daar gekry. En die kopboek was netjies opgerol. En daai kopboek wat opgerol was, het bepaalde betekenis. Want as jy nog nie klaar geëet het nie, as jy op tafel sit, en jy nie klaar geëet nie, dan val jy jou sekere om, jy sit meer beteken jy gaan nog eet. Jy kom weer terug om nog te eet. Maar as jy weet hoe die bord voor beteken jy is klaar. En Jesus het daar opgerol en hoe netjies neergesit. En die boodskap om te sê, ek kom weer. So volgende kan ons weet, waar Jesus opgestaan het in die dood, hy kom weer. Elke knie, elke oor sal ons sien, en elke knie sal vir hom buig, en elke tong sal bely, dat hy die oor alles is. Hy weet, ons sal die weg. Here, baie dankie dat ons volgende kan doen. Die graf is leeg. Jy opgestaan. Here, en omdat die lewe, het ons so verloor. Here, omdat die lewe, Here, kan ons verbonde wees. Here, want U skenk vir ons al die lewe. Here, as gevolg van dit wat U aan die kruis gedoen het. Baie dankie, Here. Dankie dat ons oggend, Here, dat ons oggend met sekerheid kan weet. Dit was vir elkeen van ons. En dalk is hier volgende man of 'n vrou wat sê jy gemaak het, ek het nog nooit my hart vir Here gegee, ek het nog nooit toegelaat. Dat Jesus ook in my hart kom kom. Here, want die woord sê dat elkeen wat hom aangeneem het, die mag gee. Om kind van God te word. Here, wil ek bid volgende, dat U deur die Gees, dat U deur die krag in daardie hart sal inwerk. Here, sodat hierdie wat hom mag wees, sal besef, U is die ware weg. U is die ware lewe, en U is ons ware weg. Dankie, Here, dat ons op die grond. Here, U het ons gedoen, dat U lief was vir ons. Juist omdat U wou hê, dat elkeen van ons, een verhouding met U staan, dat elkeen van ons, juist, U plan, en U doel wat U vir ons het, in ons lewe sal ervaar. Here, maar, dat ons reeds nou al, ewige lewe kan hê in U. En ons sê vir U dankie, Vader, bid dat U die waarheid net in ons harte sal vasmaak, dat ons opgewonde sal wees. Here, maar dat ons elkeen, Here, dat ons nie bang sal wees, maar Here, dat ons 'n verwagting in ons harte sal wees, 'n blywende verwagting. Here, dat wanneer U weer kom, ons sal nie sal. Here, want die ewigheid sal nie wees. Wat 'n dag sal nie wees nie. Ja, Here, what a day that will be. And my Jesus, I shall see. Dankie, Here. Ons eer en ons loof U, Jesus. Dankie, Here. Amen.